Ek gee vir julle 'n nuwe gebod, het Jesus gesê. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. Hallo, baie welkom by ons digitale diens. Vir die wat nie my gesig ken nie, my naam is Olivia. Ek is die aanbiddingskoördineerder hier by Helderberg Gemeente. Ek wil net vandag baie welkom sê aan ons digitale gemeente. Ons is so dankbaar dat julle elke week hierdie video kyk en ons het besluit ons wil bietjie meer vir julle gee. So ek gaan 'n paar afkondigings vir julle gee, maar voor ek dit doen, wil ek ook net vir julle wys. Ek staan vandag in ons geskenkhoekie en ons het heelwat mense wat vir ons goedjies bring en op 'n Sondag of ewen deur die week kan julle kom presente koop vir familie. Ons het Moedersdag geskenke, ons het blomme, ons het earrings, ons het enige iets wat julle graag vir iemand wil koop en geskenk gee. Kom asseblief kantoor toe en kry dit hierso. Vir hierdie week se afkondigings het ons net 3 belangrike afkondigings. Volgende donderdag aand is ons hemelvaartdiens. Dit is 7 uur in die kerk. Ons het ook 'n 10 uur byeenkoms in die kapel vir enige iemand wat dalk vroeër wil kom. Dan begin ons Pinksterreeks 1 Junie. Hierdie jaar het ons 'n baie spesiale gas, Gerard Pieterse, wat die predikant is by Hoop Geloof Gemeente. So kom asseblief en hoor wat hy vir ons het om te sê. Dit sê die 1 Junie is ook die begin van ons wintertye. Soos julle kan agterkom, kry ek vandag bietjie koud. So almal kan bietjie later slaap. Die klassieke diens begin 8:30 en die informele diens begin 10:00. Soos ek sê, baie welkom by ons diens. Vandag gaan ons na Daniel Kennedy luister. Ek hoop julle geniet die boodskap. Goeiedag, baie welkom by ons digitale erediens van Helderberg Gemeente van Sondag 25 Mei. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die voorreg om vandag ook 'n erediens te kan hou en te kan weet, Here, op verskillende maniere werk U Gees in mense se lewe. En Here, ons glo dat die Gees ook met ons praat deur die woord, deur die woorde ook van Esegiel 37. En help ons dat ons oop sal stel vir die werking van die Gees in ons lewens, Here, dat U vir ons kan help om nuut te leef vir U. In die naam van Jesus Christus vra ons dit. Amen. Ons skriflesing is vandag uit Esegiel 37 vanaf vers 1 tot 14. Ons tema God se Gees gee lewe. Ons lees uit die 2020 vertaling. Die hand van die Here was op my. Hy het my deur die Gees van die Here uitgelei en my neergesit in die laagte. Dit was vol beendere. Hy het my keer op keer daar rondom laat loop en kyk dat het geweldig baie versprei oor die laagte gelê. En hulle was heeltemal verdroog. Hy vra toe vir my, mensekind, kan hierdie beendere leef? Ek het geantwoord, my Here, Here, net U weet dit. Toe sê hy vir my, profeteer oor hierdie beendere. Sê vir hulle, verdroogde beendere, luister na die woord van die Here. So sê my Heer, die Here vir hierdie beendere. Kyk, ek gaan Gees in julle laat kom, julle sal leef. Ek sal seënings aan julle heg, vleis aan julle sit, vel oor julle trek, asem aan julle gee, sodat julle kan leef. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het geprofeteer soos ek beveel is. Daar was 'n geluid, net toe ek profeteer, 'n geratel. Die beendere het nader aan mekaar beweeg, been na been toe. Ek het gekyk en sowaar aan hulle is daar seënings en vleis kom tevoorskyn. Vel is van bo af oor hulle getrek, maar daar was nog geen asem in hulle nie. Hy sê toe vir my, profeteer vir die wind. Profeteer mensekind en sê vir die wind, so sê my Heer die Here. Wind kom uit die 4 windrigtings, blaas in hierdie doodgemaaktes, sodat hulle kan leef. Ek het geprofeteer soos hy my beveel het. Die wind het hulle ingegaan en hulle het lewend geword en op hulle voete gaan staan. 'n buitengewone groot leer. Hy sê toe vir my, mensekind, hierdie beendere, hulle is die hele huis van Israel. Kyk, hulle sê, ons beendere is verdroog, ons hoop is verlore, ons is afgesny. Daarom profeteer en sê vir hulle, so sê my Heer die Here. Kyk, ek maak julle grafte oop, en ek sal julle uit die grafte laat opkom, my volk. Ek sal julle terugbring na die grond van Israel.
Julle sal besef dat ek die Here is wanneer ek julle grafte oopmaak en julle uit julle grafte laat opkom, my volk. Ek sal my gees in julle gee en julle sal leef. Ek sal julle tot rus bring op julle grond. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het gepraat en ek sal dit doen. Dit is die uitspraak van die Here. Dis die woord van die Here in Jesegiel 37, die tema van ons boodskap, God se gees gee lewe. Terwyl ek besig was met die voorbereiding van die boodskap, het gedink aan 'n hele paar persone wat ek letterlik die verskil tussen dood en lewe beleef het. En ek wil graag 2 met julle deel. Dink aan 'n jong student Ulrich wat na motorfietsongeluk vir 2 maande in 'n koma was. Ek onthou ons saam met sy ouers gebid het dat hy moes bly leef, dat die Here hom moes wakker maak uit die koma. Ja, hy het wakker geword, die Here het vir hom lewe geskenk, moes weer van begin af moes hy weer leer praat en loop, maar hy is ook vandag getroud en die pa van 'n dogtertjie. Dink ook aan die treffende getuienis van 'n paartjie wat ek getroud het. As jy net die getuig weer hierdie week, hoe haar man deur 'n buffel aangeval is, en hoe die dokters vir haar gesê het, mevrou, jou man het net 'n 3% kans om te leef. En sy getuig dat hy leef en nou gesond is. Sy getuig ook dat hy 'n tweede keer amper verdrink het en gered is uit die see. En dan sê sy, die Here het nog 'n doel met Reino se lewe op aarde. Maar ek het nou vir hom gesê, ek dink jy moet nie meer so avontuurlustig in die bos of see wees nie, ek dink jy moet maar saam met my by die huis wees en puzzles pak. Dit is waaroor Jesegiel 37 ook praat, oor dood en lewe. En kom ons kyk 'n bietjie dieper na die teks. Ja, die Bybel getuig op verskillende plekke van mense wat visioene of gesigte van God gekry het. Die profeet en priester Jesegiel het ook verskillende visioene van God gekry. Paar maande gelede ons gepraat oor Jesegiel 47 en hierso is 'n visioen in Jesegiel 37 opgeteken. En Jesegiel was een van die eerste profete wat in ballingskap weggevoer is saam met die Joodse volk. Hulle was ver van 'n land, ver van hulle mense. Dit was 'n tyd toe baie balling geglo het dat alles verby is met Israel. Amper soos 'n geestelike dood vir die volk van God. In hierdie tyd praat God op 'n baie spesiale manier met Jesegiel. Vers 1 sê, die hand van die Here was op my. Hy het my deur die gees van die Here uitgelei en my neergesit in die laagte. Dit was vol beendere. God bring vir hulle hoop. Hy bring vir hulle toekoms. In verse 1 tot 10 lees ons van die beskrywing van die visioen. Verse 11 tot 14 lees ons die uitleg of verklaring van die visioen. Die vraag is, wat sê hierdie visioen vandag vir ons as gelowiges in 2025? Ook ons in Jalberg gemeente wat ons voorberei vir Pinkster. Ons lees hierso van 'n visioen van 'n klomp drooie beendere wat Jesegiel gesien het. En die beendere was 'n teken of 'n simbool van hooploosheid, van moedeloosheid. En Israel lyk soos 'n hoop droë bene gevange in ballingskap. Dit lyk asof die Here nie meer by hulle teenwoordig is nie. Ek weet nie wat elkeen van julle op die oomblik beleef nie. Daar is dalk sommige mense wat opgewonde is oor die lewe, dalk opgewonde oor 'n nuwe baba in die gesin, nuwe werk, nuwe geleenthede, opgewonde is oor 'n verhouding met die Here. Daar is miskien ander wat voel soos 'n hoop droë bene waarvan die visioen ons vertel. Dalk jy wat op die oomblik swaar kry weens siekte of dood en verhoudingsprobleme, werkloosheid, noem maar op. Ek glo tog dat hierdie visioen vir elkeen van ons iets te sê het. Maak nie saak wat ons op die oomblik ervaar nie. Ons almal was al bekommerd. Ons almal het al hooploos gevoel. Dalk hooploos oor ons eie lewe, ons doel en ons roeping op aarde. Dalk hooploos oor ons eie familie, miskien ons eie kinders. Hooploos oor ons land en sy mense, dalk oor geweld, armoede, rasisme of herstellende aksie. Dalk hooploos oor die kerk van Christus in die Helleberg kom, in Suid-Afrika en die wêreld. Miskien ook hooploos omdat ons sukkel met ons geloof, of dalk is ons selfs kwaad vir God. Ja, gelukkig hou die visioen in Jesegiel 37 nie op by 'n hoop droë bene nie. Iets wat 'n begrafnis nie ophou by 'n dooie liggaam en 'n kus nie. God beloof meer. God beloof dat sy gees lewe gee en daarom ons wil graag die lewe in oorvloed beleef. En die eerste vraag wat ons vir mekaar vra is, wat moet ek doen om dit te beleef?
En dalk is dit die verkeerde vraag om te vra. Dis nie wat ek moet doen nie, maar wat kan die Here deur sy Gees in my lewe doen? In die hele gedeelte lees ons telkens die persoonlike beloftes van God. In vers 5 en 14 staan, kyk, ek gaan Gees aan julle laat kom, julle sal leef. Vers 6 sê, ek sal seënings aan julle heg, vleis aan julle sit. Vers 12 sê, kyk, ek maak julle grafte oop. Vers 12 weer sê, ek sal julle terugbring na die grond van Israel. Ek sal my Gees aan julle gee, julle sal leef, sê vers 14. Ek sal julle tot rus bring op julle grond, sê vers 14 weer. Ek het gepraat en ek sal dit doen, sê vers 14 teen die einde. Die Bybel sê baie duidelik, die lewe begin by God. Oral staan daar so, wat die Here sê, ek gaan dit doen, ek gaan dit doen. Dis God wat lewe gee. God wat deur sy Gees mense help om nie so hooploos te wees nie. En daarom glo ons, niks is by God onmoontlik nie. Eintlik kan ons niks op aarde doen sonder God nie. Sonder God sou niemand van ons vandag kon geleef het nie. En ons sing baie keer die lied, Come Holy Spirit, as 'n gebed. Dis wat ons ook vandag kan doen. Ek en jy kan nederig voor die Here buig en ons kan sê, Here, ek het U nodig. Ek kan niks sonder U doen nie. U is die enigste een wat vir my hoop en ware lewe kan gee. Vul my met U Gees. Dis 'n gebed wat ons daagliks kan bid. Ek en jy kan nie 1 sekonde sonder die Heilige Gees leef nie. God se Gees is ook oral en vir almal. In vers 9 lees ons, hy sê toe vir my, profeteer vir die wind, profeteer mensekind, en sê vir die wind, so sê my Heer die Here, wind kom uit die 4 windrigtings, blaas in hierdie doodgemaaktes, sodat hulle kan leef. Ja, die wind is ook 'n simbool vir die Heilige Gees. Hierso by het ons ook 'n simbool as duif van die Heilige Gees. Nou dieselfde Hebreëse woord ruach word gebruik vir wind en ook vir gees en vir asem. Dit kom talle kere in die gedeelte voor. En die visioen getuig dat die Gees van God uit al 4 windrigtings kom. Dit beteken God se Gees is oral. Elke vierkante meter van hierdie wêreld. Hy kan oral vir ons help en lewe gee. Ja, God se Gees is oral, maar ook bedoel vir ons almal. Die goeie nuus van die Bybel is dat God se Gees tot almal se beskikking is. Ja, ons kan nie sonder God se Gees leef nie. En elke dag beloof hy, vir klein en groot, my Gees is by jou. Ja, die Heilige Gees was reeds teenwoordig in die Ou Testament, maar is nie aan almal gegee nie, net aan sekere mense en sekere situasies. So lees ons byvoorbeeld in die boek Rigters, dat die Here vir Samson ander sy Gees gegee het om hulle krag te gee ensovoorts. So in die Ou Testament het God sy Gees gegee en mense toegerus vir 'n spesifieke taak. Maar met die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2 vers 4 lees ons, en almal is vervul met die Heilige Gees. God se Gees is hier by ons. Elkeen wat in Jesus Christus glo as verlosser, het die Heilige Gees in sy of haar lewe. Ons hoef nie die Gees te soek nie. Dieselfde Gees is daar vir jonk en oud. Daar is nie 'n kinderheilige Gees en 'n volwasse Heilige Gees nie. Nee. Elke kind, elke volwassene het die toegang tot die Heilige Gees. En daarom is dit so wonderlik ook in ons gemeente om te beleef hoe jonk en oud geïnspireer word deur die Heilige Gees en voluit vir die Here leef. God se Gees is die Gees van die lewe. Die Gees van magtige ingrype. Die Gees wat 'n wonderwerk laat plaasvind. God se Gees het die volk Israel gehelp om nie 'n moedelose gees te hê nie, maar 'n gees van hoop. Ja, hierdie woorde kom vandag ook na ons toe. Ons wat dikwels moedeloos raak oor ons eie toekoms. God gee vandag vir ons 'n belofte van lewe deur sy Gees. En God se Gees kom getuig ook van die een wat die ware lewe kom gee. Johannes 16 vers 14 sê, Jesus self die Heilige Gees, hy sê, hy, die Heilige Gees, sal my verheerlik, omdat hy dit wat my sal ontvang, aan julle sal bekend maak. En daar is baie vraagtekens in ons lewe. Maar die Heilige Gees help vir ons om die vraagtekens reguit te trek na uitroepteken wat kan sê, Jesus Christus, hy is die antwoord. Dis hy wat van die Heilige Gees getuig van hoop en lewe. Jesus Christus, hy is die enigste sekerheid en hy kom gee sy Gees vir ons. Wat beteken hierdie lewe? Jesegiel 37 vers 14 sê God die volgende woorde vir die volk.
Ek sal my gees in julle gee, en julle sal leef. Ek sal julle tot rus bring op julle grond. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het gepraat, en ek sal dit doen. Esegiel 37 sê dat God se gees lewe sal gee. Nou wat beteken hierdie lewe? Esegiel 37 verwys uit na fisiese lewe, ook na lewe van hoop. Ja, in die Bybel word gepraat ook van die lewe in oorvloed. Johannes 10 vers 10 sê, Jesus, ek het gekom sodat hulle lewe kan hê, dit in oorvloed. Die Bybel praat ook van geesvervulde lewe, soos ons lees in Galasiërs 5 en 6 op ander plekke. Die Bybel praat van ewige lewe. Ja, lewe beteken eerstens om op aarde te kan asemhaal en fisies te kan lewe. Ja, daar is mense vandag wat inluister, wat dalk deur moeilike tye gegaan het, dalk gewonder het of hulle gaan leef, of dalk gewonder het of hulle kinders of kleinkinders gaan leef. Dink aan die treffende getuienis van oupa Wimpie wat vir my nou die dag vertel, en hy wys my kleinseun en hy sê, Dani, dis 'n wonderwerk dat my kleinseun leef. Daar's verskillende perspektiewe op die lewe. Sommige dink selfs, dis vervelig om as 'n Christen te leef, of dis boring sê hulle om 'n Christen te wees. Ja, die Bybel roep ons op om voluit te lewe, om geesvervuld te lewe. En hierdie lewe waarvan die Bybel praat, is nie eentonig of vervelig of boring nie. Nee, ons wil graag met vreugde leef. En die Heilige Gees help ons as vrug van die Gees om hierdie vreugde te kan uitleef. Dit was Saterdag die dankdiens van Tannie Susan Crawford in ons kapel. En sy was nie 'n volmaakte mens nie, maar sy het voluit vir die Here geleef. Sy het nie maklik op aarde gehad, nie maklike kinderjare nie, haar man is oorlede, haar seun is oorlede, maar sy het steeds voluit vir die Here geleef. Sy het verskillende dinge op aarde geniet, selfs alledaagse dinge soos sport, soos haar diere en haar vriendinne ensovoorts. Maar haar eerlikheid met die Here het my opgeval. Ja, sy het eerlike pad met die Here en sy Gees geleef. En aan die einde het sy ook gesê, Here, ek is gereed dat jy my kan kom haal my asseblief. En sy het eerlik met die Here gepleit en gepraat. Ja, God wil hê dat ons op aarde moet leef, geesvervuld, voluit, toegewyd aan hom. 2 weke gaan ons 'n bietjie meer praat oor Galasiërs 5, oor vlees of gees. Ja, die Heilige Gees help ons op 'n praktiese manier om te kan leef, om die vrug van die Heilige Gees te kan uitleef. Handelinge 1 vers 8 sê ook, die Heilige Gees help vir ons prakties, en gee vir ons krag om te kan getuig. En daarom die Heilige Gees help ons soms om skouspelagtige dinge te doen. Ja, die Heilige Gees help op die ou moment om te kan bid vir mense, help dat daar wonderwerke kan gebeur. Die Heilige Gees help ons om alledaagse dinge te kan doen en te kan leef. Laat jy toe dat die Heilige Gees jou verander? Of staan jy in die pad van die werking van die Heilige Gees? In vers 6, 13 en 14 staan die volgende woorde, dan sal julle besef dat ek die Here is. Ons kan maklik vir mekaar sê dat God se Gees lewe gee. Dit is maklik om die woorde oor ons lippe te sê, maar die vraag is, besef ons dit, glo ons dit werklik? Baie mense besef nie wat die Here alles doen nie. Besef nie dat ons werklik op aarde in sy krag kan leef nie. Hy het alreeds vir ons die lewe moontlik gemaak. Ons kan maklik by die begrafnis van 'n geliefde staan en sê, ons glo dat die persoon nie uiteindelik dood is nie, maar vir ewig lewe. Maar glo ons dit werklik? Glo ons dat ons nou ook vir ewig lewe? Ons kan in erge nood wees, ons kan sukkel, ons kan moed nodig hê, dan glo ons die Here kan ons moed en krag gee. Verlede week het my kollega Dani Moller gepraat oor Thomas. Thomas wat soms gesukkel het om te glo. Maar die Heilige Gees het vir Thomas gehelp om te kon bely, my Here en my God. Die Heilige Gees kan enigeen help om te glo. Ek het die volgende gelees wat op 'n muur van 'n konsentrasiekamp geskryf is. Treffende woorde, ek glo aan die son, al skyn dit nie. Ek glo aan die liefde, al ervaar ek dit nie. Ek glo in God, al sien ek hom nie. Hierdie persoon in die konsentrasiekamp het bly glo ten spyte van 'n moeilike omstandighede. Die Heilige Gees is oral en kan enigeen help om te glo. En ons kan maar sukkel, want dan kan ons bid, o Heilige Gees, help my om te glo, al beleef ek nie nou vir U nie. Dis die kragtige boodskap wat die Here ook vir Esegiel kom gee,
vir hulle wat in ballingskap was. Hulle het gesukkel om vir God raak te sien, terwyl hulle in ballingskap was. En ek sal nie vandag by die kant gewees het, as ek nie glo dat God deur sy gees lewe gee nie. Ek sien in my bediening hoe God deur sy gees mense aanraak. Ek sien hoe mense voluit leef ten spyte van moeilike omstandighede. Glo jy dat God deur sy gees vir jou kan help om met oorgawe op aarde en in die hemel te kan leef? Ek sluit af. Ek het reg aan die begin vertel van hoe die Here op 'n wonderbaarlike manier vir Reinhou gered het en van sy vrou wat gesê het, maar liewer saam met my by die huis bly en puzzles of legkaarte pak. Nou elkeen van ons se lewe op aarde is soos 'n legkaart met verskillende stukke. Ek weet nie presies hoe jou legkaart tans lyk nie. Hoe dit in die toekoms gaan lyk nie. Daar is egter een ding wat ons almal wat vandag hier saam luister deel. Ons almal leef nog fisies op aarde. Ek staan hiervoor, ek leef nog fisies op aarde. En ek glo die Here wil hê dat ons nog moet leef. Ja, dis hoekom ons hier is. Ons het nog 'n doel op aarde. Hoe lank weet ek nie. Nou daar is sommige mense wat nog fisies op aarde leef, maar eintlik geestelik dood is. Ek glo dat jy juis vandag inskakel, omdat jy nie een van daardie mense wil wees nie. Glo jy dat God deur sy gees vir jou lewe kan gee? Lewe in oorvloed. Ja, ons kies om nie soos 'n hoop droë bene op 'n hoop te lê nie. Ons kies om nuut gemaak te word deur die gees van God. Die gees wat lewe gee. Lewe in oorvloed. En Pinkster is 'n tyd van die jaar waar ons mekaar help en ondersteun om geestelik te vernuwe. Ek nooi jou uit om deel te wees van hierdie reis. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie treffende visioen in Jesegiel 37. Dankie dat u gees met ons praat, Here. En help vir ons om werklik te leef, om nie soos daai doosbeendere te wees nie. Dankie dat ons weet en glo, u gees is oral en is altyd ook by ons. Mag ons onsself elke sekond van die dag oopstel vir die werking van die gees, sodat ons werklik kan leef. Amen. Die gees van die Here help ook vir ons om onselfsugtig te kan gee. As ek na my eie gees luister, dan is ek selfsugtig. Ek wil nie my tyd, my gawes, my geld kom gee vir die Here nie. Maar jy het nou 'n geleentheid om ook vir die werk van die Here te kan gee. Jy kan inbetaal of SnapScan 'n bydrae maak, want die gees van die Here lei ons om te kan gee. En mag die Here ons help om te bly onselfsugtig gee. Die gees van die Here bring ook sy seën oor ons. En daarom teen die einde wil ek die seën uitspreek. En onthou, dis die gees van die Here, nie ek as mens nie, maar die gees van die Here wat vir jou wil kom seën. Mag die genade van ons Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap en krag van sy Heilige Gees elke dag by jou wees om voluit vir hom te kan leef. Amen.